tyd gemaak het om 'n bietjie met my te chat. Ons audiences love hierdie tipe chats want ek kan jou nou beloof, daar is 10 ander ouens daar buite op hierdie oomblik wat kyk om dieselfde tipe werk as jy te kom doen en ons en hulle het nie 'n klou waar om te begin nie. So die idee agter die gesprek is om te kyk watse tipe journey het jy geloop? Hoe moeilik is dit? En wat doen jy as jy hier geland het? Veral as laat ek so begin. Het jy alleen oorgekom of het jy met jou familie oorgekom? Ek het stoksiel alleen opgekom. Dit Ja, klink dit klink op een manier baie lekker. met 'n rugsak en 2 sakke en dit en die klere op my lyf. Dit sien ek dis die epic begin vir 'n great novel, net daarso. Okay, Ek sal so dink. Ja. jou naam is Chris de Jong, vertel ons 'n bietjie van jouself. So ons kyk, ek is 36 jaar uit hierdie jaar. Ek's nou in Australië vir 2 jaar 7 maande. Hm. Ek's 'n chef vir amper 8, 9 jaar nou op die oomblik. Mag dalk bietjie minder wees, mag dalk bietjie meer wees. Ek love motorfietsse, love kos en ek love waar ek is op die oomblik. So kan nie ongelukkiger wees nie. Ek moet sê, jy het jouself met 'n paar great mense omring daar want ek het nou vir Nika en vir Dirk leer ken en ek het al onderhoud gedoen met hulle nie te lank terug nie en ek het vir Dirk ontmoet by die Makiti by die feesfestival. En hy vir een of ander rede wil hy net heeltyd brandewyn in my instop. Ek is nou nie 'n groot brandewyn drinker nie, maar ek het hom so 'n paar bottels gin uit hom uitgekry en ek kon daarom vir 'n paar users 'n bietjie gin uitdeel. Ek neem aan jou kas is vol. Ja, my kaste is vol Glenbosch wyn en gin en brandewyn en rum en vodka en wat ook al ons het op die plaas. Nee, hy's besig. Maar so vertel ons 'n bietjie van jou journey. Hoe het hulle vir jou in die hande gekry en hoe het hulle jou oorgebring? Net obviously nie to know. Ons wil nie konfidensiële inligting weet ek. Wil nie weet waar in die skip jy weggekruip het nie. Ons wil 'n bietjie weet hoe moeilik is die proses vir 'n chef om Okay, werk in Australië te kry. Ja. So eerstens, ek het hier aangevlieg, ek nie op 'n boot gekom nie. Ehm 'n Dingie. Wel, dis eintlik 'n ek wil nou nie 'n lang storie uitmaak van dit nie, maar ek was in Suid-Afrika, toe was ek was bietjie oor my werk, bietjie oor my situasie daar en toe het ek begin rondkyk vir werk deur jy weet oral, Kanada, Londen, die UAE. Ek het tot so ver gegaan om werk te soek in Thailand. Jy weet net om jy weet al die bases te cover. En ek het 'n vriend wat in Dubai bly op die oomblik. Hy doen recruitment, maar hy doen nie recruitment vir chefs nie. Ja. Hy doen recruitment vir ek weet om eerlik te wees, ek is nie heeltemal seker. Ek dink dit mag dalk ook hospitality wees, maar meer soos waiters, bartenders, caterers en sulke goed. En ek het hom benader om gevra hy my luister, kan jy my help om vir my dalk miskien 'n werk te kry in die UAE of in Dubai of waar ook al. En ons het so aangegaan vir so 'n paar weke en toe stuur hy vir my Nika se e-mail. Sy het 'n post gemaak op Facebook wat hulle soek 'n Suid-Afrikaanse head chef. So toe e-mail ek haar. En toe van daar af was dit baie papierwerk, baie stres. En ja, 6 maande na dit het ek myself bevind hier in Australië. Ek ken daai stres goed. Ek het dit 2 keer gedoen, 2 verskillende lande en dis een ding wat een stres wat ek nou nie weer wil deurgaan nie. Nou, ons weet nou altyd dat jy's 'n chef en ek het bietjie van die stock video's gesien wat Nika vir my gestuur het vir hulle interview en jou disse lyk amazing. Dit lyk dis baie inspirerend. Vertel ons bietjie, wat is jou gunsteling dis om te kook? Waarna moet ek uitkyk as ek nou by Glenmos aankom? Joh, dis altyd 'n moeilike vraag as jy my vra wat is my gunsteling dis om te kook. Gunsteling Suid-Afrikaanse dis. Wel, enigiets wat vleis behels. Jy weet, ja, enigiets wat ek kan kook, soos vleis, vark, skaap. Op hierdie oomblik doen ek is my eye-fillet wat op my menu is een van die mees populairste disse. Yes. Dit het so klein bietjie van 'n Suid-Afrikaanse swing tot op dit, as ek Ja. dit so kan stel. Maar ja, verder enigiets. Ek glo dit net om in die kombuis te wees. Dis my passie, jy weet, dis my lewe, dis wat ek doen. So ek love dit. Ek het baie respek daarvoor. Ek is mal kook. Ek is ook ons kook by die huis. En jy sal my
gedurig in die kombuis kry oor naweke en na werk in die middag kook ek maar wat ek kan vir die kinders om hulle gesond te hou. En maar ek sê baie goed. Ek is my familie love my kos. En ek moet sê ek is baie lief vir fudge. En ek try toe nou Saterdag 'n pot fudge maak en ek dink toe maar wie wat ek het hier oorsee kookboek wat ek op die app gesit het wat mense nou kan gaan download. Dis maar 'n kompilasie van verskeie Suid-Afrikaanse disse soos bobotie en vetkoeke en bunny chows wat hulle dan nou daar kan download. Dis verniet en dan kan hulle 'n resep kry. En dan dink ek Yes. maar ek gaan nou die Elmarie se fudge resep wat toevallig 1 koppie meel in het. Nou normaalweg het fudge nie meel in nie. Maar hierdie resep het my skoonma vir my jare terug gestuur en sy het dit vir ons gemaak en dit het ongelooflik uitgekom. Selfde ou resep met suiker, kondensmelk, vanilla essence, maar dan op 'n kol sit jy 'n koppie meel by. Moenie my vra hoekom nie, maar dit werk. Anyways, ek het totally dit geskreeu. Daai fudge, my hitte was way te hoog in die begin. Daai suiker het begin karameliseer voordat die pot getref het. En so die resep sê jy moet jou eerste goedjies almal smelt op lae hitte. Ek dink met die gasstoof dit is baie onvoorspelbaar om te bepaal en dis hoekom my fudge like bietjie woes hoor. Lyk soos 'n pot met 'n bella pop. Ek het maar toe by ouen maar die hitte nou bietjie afgekry en toe begin roer en het by ouen klaar gekry. Maar dit is soos donker fudge en jy kan sommer proe dis bietjie gebrand. Maar dis lekker. En nou eet Dis net fudge. dis fudge. Ek love it. Anyway, maar om by die punt te kom, ek probeer, maar ek is nou nie ek kan nou nog nie daai wit jassie van jou aantrek en sê ek mag kook. Dan kom rasie mense ook nog nie langsam in. Anyway. So, vertel my 'n bietjie van jou kyk, jy het nou Australië toe gekom en jy is al 'n paar jaar hier. Hoe het die Australiese disse en verskeie kosse wat jy hier kry jou kookstyl beïnvloed? Want kyk jy oorspronklik deel meestal is dit 'n Australiese kliëntel ook. So jy moet vir hulle ook gelukkig hou. So hoe introduce jy? Hoe bring jy Suid-Afrikaanse disse so op 'n subliminal op 'n stil manier in jou kookstyl in? Wel, die secret is ek add sout by my kos. Ek moet sê toe ek hier aankom, dit was vir my 'n bietjie van 'n culture shock om, jy weet, toe ek gaan eet het by van die restaurante. Jy weet, paar fancy restaurante ook. Ek wil nou nie name noem nie, maar jy weet dit was lekker. Kos was lekker. Maar dit is asof hulle nie genoeg sout of suur in dit het net om die flavour bietjie meer te laat pop, as ek dit so kan stel. So wel op my gunst op die mees besides die eye fillet is my Cape Malay squid wat ek op die menu het baie populêr. Ja, so want ek het met in Kaapstad gewerk. So Cape Malay was 'n groot ding van my kookreis deur Suid-Afrika en deur die Kaap. So ek het bietjie van daai influence ingebring. Jy weet jy kry 'n bietjie soet, bietjie suur en dan kry jy daai pragtige Cape Malay wat net daar deurkom. So as enigiets, as it tasty is, if something is tasty, it's tasty. You know, Flavor. Dis altyd flavor. As ek enige kos maak, flavor. En ek hoor altyd as ek hou van 'n kookprogram te kyk, kyk ek goed van Gordon Ramsay, ek kyk die Naked Chef ou. Ek het actually sy kookboek gekoop. Dan kyk ek van sy goed en die woorde wat altyd na vore kom is flavor. Maak seker dit het flavor. En my kids veral hou nie baie van droë kos nie. So ek moet altyd gereelde sous en so bymaak. Ek het gisterand 'n tipe tamatie hoenderbreadie met cashews en met baie groente in hulle gemaak. Baie lekker. En as ek nie genoeg sous gesit het nie, dan het hulle dit nie geëet nie. Dis maar die ding nie saak. Maar nou dat jy nou praat nou van Australiese kosse en te min sout. My vrou sit eendag by die werk en hulle praat nou so oor verskeie cultures. Want sy werk in haar werksenvironment is daar verskeie kulture. En die een vrou is Aussie, sy sê toe maar wat sy regtig lief wat sy lief is van haar land wat sy nog nêrens anders sien het is hulle disse en hulle kosse wat hulle kry. En my vrou kyk as sy sê wat se kosse? Dis Australiaans.
Want alles wat sy hier geëet het, dis eintlik maar van elders anders. Sy sê ja, sy het 'n tydjie gevat, maar dis sê ja, squash avo op toast. Dan dink ek, Oh, ja. Sê my gou, jy praat van skoot. Het jy al 'n decent fish and chips plek gekry in Australië? Sê my. wel, een plek. Is net hier so in Odonga by die straat af. Hy doen dit baie goed. Maar as ek ordentlike fish and chips wil eet, dan maak ek dit maar myself. Jy weet, ek gaan kry my stuk barramundi of hokie of 'n kabeljou as ek dit in die hande kan kry so wat nogals baie taamlik baie is. En dan Ja. maak ek dit net self en Ja. dan weet ek wat ek kry. Ja, ek het kabeljou, wat is dit? Malloway. Dis was 'n Malloway. Malloway, ja. Ja, jy kry hom hier by ons, maar en hulle is relatief groot, maar ek het nog nooit een gevang nie. Ek vang graag vis. Ek is baie lief vir visvang. So wanneer kan ek nie dit doen of ek werk of ek programmeer nie vir mense nie, dan gaan probeer ek bietjie op die kaak uitkom en net bietjie vis vang. En ek weet waar hulle is. Ek is gesê waar hulle is, maar ek kon nog nie een vang nie. Die ding wat ek nogal baie mis vir Suid-Afrika wat ek het nog nooit hier gekry het of selfs nie in Engeland waar fish and chips gecreate is amper nie, is slap chips. Slap chips. Ek moet sê daai is nou ietsie wat jy nou iets refresh in my brein wat ek nog nie gesien het nie, om eerlik te wees. Ek dink Kan ook jy nie dit hulle sal daai konsep verstaan nie. kan jy dit maak? Yes, of course. Okay, hier's wat ek van jou, ek gaan jou nou huiswerk gee. Ek soek by jou die perfect slap chip recipe. Ek praat van prep af tot dis wat jy maak tot en met hoe jy hom gaan spice na die tyd. Nou sout en asyne wat ook al jy wil. Jy weet baie van die plekke het bietjie peri sout of wat ook al hulle opgooi. Dan stuur jy dit vir my. Ek sit jou naam op hom. Ek sit jou foto op hom en ek sit hom op die oorsee kookboek vir die mense om te download. En ek sê nou vir jou, daar is ouens wat wakker lê in die nag en hulle verlang na vis en slap chips of 'n Russian en slap chips. Hulle het geen probleem om 'n bottel klipdrif in die hande te kry nie, maar hulle kan nie daai garage pie of daai slap chips in die hande kry nie. Ja, 'n snag doen dit nou nie heeltemal vir my nie, maar Nee, of nee. of 'n crankskie, maar dis naby genoeg aan 'n Russian. Ek is seker dit gaan nie lank vat om uit te tik. Stuur dit vir my en ons maak jou 'n bietjie deel van die Oorsee kookboek. Right. Enige planne vorentoe? Jy is nou by Glenbosch. Glenbosch is 'n fantastiese industrie. Ek het die eienaars op verskeie keer ontmoet en hulle is baie populêr. Selfs mense wat ek hier in Melbourne raakloop sê, "Oh, hulle is amazing. Hulle wat al gaan eet. Het jy al die chef gesien?" Jy's famous, dude. Die Melbourne ken jy. Ja. Wel, jy het self ook my vetkoek en mince geëet by die Makiti Festival, so want Het jy die Ek het vir 'n week lank aan daai mince geëet. Want na Ja. die tyd was daar so Tupperware bak wat oorgebly het en Tanya gee dit vir my en sy sê maar hulle gaan nie hulle het ook een. Hulle gaan nie alles kan eet nie. Dit ons het nog wat het ons alles gemaak? Nie pasta sê pastries. As dit gaan goed maak vir die kids en nee, ek het sommer lank aan daai mince geëet. Dit was fantasties. Ja, dit was my doening daai. Ek kon net nie daar wees daai dag nie, maar Dis jammer, anders het ek jou daar al 'n onderhoud met jou gedoen. ja, dan sou ons baie brandewyn gedrink het, kan ek jou nou waarborg. Maar net om gou terug te kom by jou fish and chips. So Ja. ek doen op my current menu doen ek 'n weergawe van fish and chips. Hmm. So dis net pan-seared barramundi. Ek doen 'n aartappel gnocchi en ek doen 'n vinegar gel. En dan dit alles saam, jy sit en jy ryk na die bord en dit ryk soos wat is die plek se naam? Mariners Wharf in Hout Baai. Oh, okay. Ja, so dis 'n baie vir my is dit 'n baie nostalgiese dis. Dis nou die tweede keer wat ek dit showcase op my menu en elke keer as ek dit afhaal en verander, dan word ek gebacklash en sê maar hulle soek dit. Okay. Maar wie wat? Ja. Dan sit daai resep op. Ons sit Glenbosch se logo by, ons sit jou foto by en sê as jy hierdie dis in want jy gaan sukkel om homself te maak as jy want jy obviously die vinegar gel is iets wat jy net by wat jy maak. Yes. Kan Ja, hulle by alles- Glenbosch Ja. Ja, alles wat op my menu is, maak ek van scratch. Dis baie harde werk. Veral die fish and chips is die tegniese aspek op dit is die gnocchi. Want dis nie 'n tradisionele gnocchi. Jy weet, ek poach dit en dan maak ek dit crispy
en dit gee net vir jou daai slap chip effek wat jy soek met Ja. die asyn en ja, so vir my is dit ja, dis 'n wenner. Jy weet mense vrek daaroor. Okay, wel, ek sien uit daarna en ek sien uit na om dit die resep by jou te kry as ek mag. Nou die eintlike rede vir die interview is Nika wil weet die enige planne vir die toekoms gaan jy trek. So so op hierdie oomblik ek wag vir my volle permanent residency. Hm. Ek is dankbaar vir Nika en Dirk wat vir my sponsored nominated visa kry op die oomblik. So ek wag net vir daai finale, jy weet daai happy email waarvoor almal Ja. wag in die oggend. Ja, wag net vir daai email. En dan vir die volgende 2 jaar sal ek by hulle bly wat my kontrak is. Ja. En plus dit gee vir my 'n bietjie meer tyd om bietjie meer gewoond te raak aan Ja. jy weet die van die Australiese se ways hoe hulle goeders doen Ja. en obviously 'n bietjie op te spaar en dan oor 2 jaar sal ek like om my eie restaurant op te maak. Het sy waar ek sal like om by die see te wees om eerlik te wees. Ek dink dit sal die Queensland? die epiphany wees van my lewe is om terug te wees by die see met my eie restaurant. Jy weet, ek sal double met fine dining, molecular gastronomy en net ordentlike lekker kos. Ja, val as jy Ja. van plekke soos Houtbaai en daai plek af, as jy gebly op Houtbaai. Nee, ek is van Melkbosstrand. Melkbosstrand. Ek was paar laatoggende daar ook. Ja, self Melkbosstrand, toe Bloubergstrand en toe het ek ek het in Bloemfontein gebly vir amper 6 jaar. Ja, wat ek my graad gedoen het in sielkunde en Ja. my diplomas in chefskool. Maar voor dit ja, Europa, Amerika, daar altyd gebly vir 3 jaar. Altesaam dink ek is so ja, in Australië sover is vir my die lekkerste. Dit's meer huis as enigiets anders. Ek moet sê, ja, en jy sien nou dis daar baie Amerikaners wat Australië toe trek. Ek het geen idee hoekom nie. Anyway, so om jou eie besigheid te ran, veral vir 'n chef. Ek dink dit is elke chef se endgame. En daar's soveel wonderlike plekke in Australië om van te kies. Ek dink Melbourne in 'n mate is meer die koshoofstad van Australië. Want daar's Yes. soveel verskeie kulture hier en een ding wat ek al gehoor het mense sê, veral van Brisbane se area, maar almal neek altyd Brisbane toe. En Brisbane is amazing. Ek gaan nog eendag in die Sunshine Coast bly. Ek was gelukkig om laas jaar daar 'n job offer te kry, maar ek het dit decline weens dit was net nie die regte seisoen vir ons nie. So ons is nog steeds hier onder in Melbourne. Maar een ding wat hulle gesê het was dat Brisbane se kos is baie bland. En omdat daar meer Melburnians optrek Brisbane toe, nou begin die kos ook beter smaak. 'n Bietjie presumptuous, maar ek sal nou nie beter weet nie. Right. Exit vraag. Enige advies wat jy het vir Suid-Afrikaners wat kyk om oorsee te trek, nie noodwendig in jou bedryf in die kookbedryf nie, maar hulle sit by die huis, hulle is besig om te Google, hulle is nie seker wat se kant toe nie, hulle het nie vriende in die UAE nie. Wat se advies sal jy vir hulle gee as hulle dink daaraan om oorsee te trek? Jy moet hare op jou tande hê, eerstens. Baie geduld. Ek weet dit is baie maklik om liewers in 'n bottel in te val as wat jy weet om hierdie stres te hanteer. Om val in 'n Glenbosch bottel. Ja, kom val in 'n Glenbosch bottel, wyn is superb. So die beste advies is net byt vas. Byt vas, die stres gaan jou opmaak. Dis seker een van die grootste deel van, jy weet, immigreer of oorsee trek is die stres. Die stres van weet jy, gaan ek dit maak môre, gaan ek dit nie maak nie. Kan ek beplan vorentoe, kan ek dit nie beplan vorentoe nie. Is byt vas, sit jou CV uit. Al dink jy 100 is baie, dit is nie. Sit dit uit na 1000 companies toe en byt vas en kry al jou papierwerk in orde. Alles. En moenie lieg op jou application. Nee. Don't lie en hou en staan en wees bo op jou papierwerk. Dit is die grootste ding. Veral met my die eerste, want ek was nou al op 'n paar visas net om, jy weet, om hier te bly. En elke keer is dit papierwerk. En ek is een van daai mense, my papierwerk is altyd in orde reg van die begin af en as hulle weer iets soek, dan add jy. So stres en geduld. Dis die groot goeters en dan sit jou CV net flippend oral.
Soveel as jy dink 100 CV, CV in te gee by 100 plekke is genoeg. Nee, dit is nie. Sit dit om by nog 100 plekke. Ja. Byt vas en hou sterk. Dis die enigste manier. Kyk vorentoe. Baie dankie. Chris de Jong. Dankie vir ons oorsee audience. Dit is ons waardeer altyd om met die hardwerkende SAFA te praat, die expert daar buite, want Yes. ek het die geleentheid om baie keer met bekendes te praat en ek het nou binnekort 'n onderhoud met die landry en ek sien baie uit daarna, maar op die einde van die dag die onderhoud wat waarde dra is die een wat die werk ingesit het. Is ouens soos jy Yes. wat die harde myle geloop het en julle self opgewerk het tot by 'n punt in 'n ander land en daai kennis wat jy daar opgebou het, is nie 'n universiteit wat jy kan koop nie. Dis nie, jy kan nie vir chefskool, jy kan nie chefskool toe gaan vir dit nie. Dis iets wat jy maar net op die harde manier leer. So dankie van my kant af dat jy gewillig is om dit te deel en ek hoop die mense daar buite vind waarde daarin. Dis net 'n plesier. Right. Awesome. Baie dankie vir die chat. Ek waardeer dit vreeslik. Cool, Chris. Thanks man. Cheers.